Welkom by jou weeklikse sielsgedagte. Ek hoop dat die boodskap jou sal inspireer en dat jy diep bewus sal word van God se werking in jou lewe. Ken jy rollende oë? Kinders ontwikkel mos spesiale en eienaardige eienskappe as hulle tieners word. Hulle kamerdeure kan ewe skielik nie gewoonweg toegemaak word nie. Hul boutjies word op een of ander manier harder. En hulle oë gaan nou oop vir hulle ouers se swakhede, hul onregverdigheid en hulle onbillikheid. Veral as hulle ouers met hulle vriende se cool lees, hulle laat alles toe, ouers vergelyk. En dan natuurlik irriteer almal hulle. Hul kleiner broers en susters, hul oupas en oumas, hulle onderwysers, sommer eintlik die hele wêreld se mense. Die wonderlikste van alles is dat hulle nou ook alles weet en dat ander mense dom is. En om uitdrukking te gee aan hierdie oortuiging, ontwikkel hulle rollende oë. Oë wat in enige situasie of gesprek outomaties boontoe rol met 'n uitdrukking van "Oh my word." Soos die meisie wat op haar 21ste verjaardag gesê het, daar het 'n aardige ding in ons huis gebeur. Toe ek so 12, 13 geword het my ouers oornag vreeslik stupid geword. Hulle het eenvoudig niks geweet nie en wou my met alle mag en geweld sogenaamd van die lewe leer. Gelukkig, toe ek die dag 20 word, toe het hulle weer bygekom. Toe kon 'n mens weer met hulle 'n behoorlike gesprek voer, omdat hulle toe lewenservaring gekry het en nogal intelligent geword het. Ek is seker jy ken rollende oë. Nie net die van tieners nie, maar dikwels ook in ons groot mense. Dalk is die rollende oë gedeelte meer subtiel nou dat ons groot is, maar ons kyk ook maar baie keer na ander mense en dink, "Oh my word." Of ons beleef dat ander mense na ons kyk en ons wonder dan, wat dink hulle? Dink hulle ons is dom, eenvoudig? Nou die aand toe ek myself betrap dat my hart se oë ook boontoe rol oor iets of iemand, bring die Vader my so dikwels se muur tot selfondersoek deur sy woord. In Kolossense 3 vers 9. Julle is eintlik soos iemand wat sy ou klere uitgetrek het en sy nuwe klere aangetrek het. Die ou klere is julle ou gewoontes en die verkeerde manier waarop julle geleef het. Daarvan moet julle ontslaa raak, soos ou klere. God het egter vir julle ook 'n nuwe stel klere gegee. Hierdie klere maak julle heeltemal nuut. En dan in vers 12 tot 15, God het julle gekies. Julle is sy spesiale mense in hierdie wêreld en hy is baie lief vir julle. Daarom moet julle die klere aantrek wat by julle pas. Julle moet baie vir ander mense omgee en gaaf met hulle wees. Wees op jou plek en moenie te veel van jouself dink nie. Moet ook nie ongeskik met mense wees nie, maar hanteer hulle mooi. Gee mekaar 'n kans sonder om mekaar net krities uit mekaar te skeur. Kyk ook by ander se foute verby. Die Here het immers by al julle foute verbygekyk. Tussen die klere wat God julle gegee het, is daar 'n kledingstuk wat alles perfek afrond. Jy moet dit altyd en oral dra. Hierdie kledingstuk is die liefde. As julle mekaar liefhet, leef presies soos God dit wil hê. Kom ek en jy bid. Here, U weet van die kere wat ek beleef of voel dat ander mense krities na my kyk. Help my sulke tye te besef dat my identiteit in U lê, dat ek U sin is, en dat wanneer ek doen wat U van my vra, ek maar rollende oë, soos die water van 'n eense rug moet laat afloop. Maar dan, Vader, dan weet ek ook, dat ek ook maar baie keer krities na ander kyk. Ja, Here, ek is ook maar vol krake. En ek dink ook maar baie keer dat my manier van na iets kyk die regte manier is, terwyl daar altyd 'n ander manier is om ook na iets te kyk, 'n ander perspektief is. Here, maak my hart sag genoeg sodat ek met liefde en deernis en begrip na ander sal kyk. Ja, Here, trek asseblief elke dag vir my die kledingstuk van U liefde aan. Want ek dink, Here, almal van ons het eintlik maar so behoefte aan aanvaarding en liefde.
Amen.